Welkom by vandag se episode van Igniting the Truth, saam met my, Chantal Mens. Ek het vandag die voorreg om saam met Nes te gesels. Nes beteken wonderwerk in Hebreëus, en haar lewe is inderdaad 'n wonderwerk tot eer van ons koning Jesus. Nou vir die mense wat dalk nog nie weet nie, op die episodes waar oorwinnaars hulle getuienisse kom deel, gebruik ons nie hulle regte name nie, en dit is vir veiligheidsdoeleindes. Elkeen kry die geleentheid om 'n skuilnaam te kies, wat 'n dieper betekenis dra, wat gepaard gaan met hulle reis van genesing en oorwinning. Sy kom deel haar aangrypende verhaal van 'n liefdelose kinderlewe, gevul met oneindige trauma, weens die fisiese en emosionele mishandeling en die angs van die molesterings. Hoewel sy klein is in voorkoms, is sy geestelike reus in God se koninkryk. Sy trap diep spore in mense se harte en stort haar liefde uit waar ook al sy gaan. Ten spyte van hoe die vyand haar lewe probeer verwoes het, bly Nes 'n oorwinnaar deur hom wat haar die krag gee, en sal sy nooit ophou om te getuig van sy goedheid en getrouheid in haar lewe nie. So Nes, baie welkom hier vandag saam met my en dankie dat jy bereid is om jou storie te deel en ander mense te bemoedig wat dalk in dieselfde dinge deurgegaan het in hulle kinderlewe, dat hulle die hoop sal hê en die krag sal kry deur jou woorde, deur jou getuienis om vry te kom van dit waaraan hulle vasgevang is of vasgevang was in hulle lewe. As ons dan nou teruggaan in jou verlede, vat ons terug in jou kinderjare van die eerste keer wat jy kan onthou waar hierdie geweld of die abuse, die mishandeling, die molestering en daai goed begin het. Hoe ver terug kan jy onthou? Die eerste deel waarby ek wil begin is die hoorsie van my ma en miskien bietjie familielede. Is voorgeboorte, toe ek nog in haar womb was, en dat sy baie getraumatiseer was tydens die swangerskap, dat daar tye was wat sy so honger was, dat sy paie wat nog nie ryp was nie, laat sy dit van die bome gaan afeet het, en dat hy blykbaar, as hy nugter was hy so 'n gentleman, en hy was so begaafd, maar as hy dronk was, het hy aggressief geraak. So, dit het haar ook geweldig beïnvloed. Die tye wat sy moes vlug, wat sy moes gaan wegkry. Toe jy nou gebore was, wat het daar gebeur? Het jou pa nog steeds by jou ma gebly, of het die geweld daar aangehou, of wat het jy verder gehoor? Dis ook maar hoor, ek weet nie waar het hulle gebly nie, ek kan dit nie plaas nie. Ek weet regtig nie, was hulle ooit nog getroud? Ek weet nie. Ek weet net, hy was nie by met die bevalling volgens my ma nie. En ja, dat dit 'n baie lang proses was, die geboorte. En dat ek gebore was met die naaldstringetjie om my nek. En sy het iets gepraat van hulle het my direk in my borskas of my hart ingespuit. En toen my gaan werk daar een kant, om my te kry dat ek begin asemhaal, want ek het nie asem gehaal nie. En toe nou nog 'n babietjie was daar enige insidente wat jou ma jou van vertel het, wat jou pa aan jou probeer doen het, wat ook gewelddadig was, soos in jou ma se geval? Dit wat sy vir my vertel het, is dat hy verskriklik lief was vir my, maar ook aan die ander kant, waar hy so dronk was, dat hy by die huis gekom het, en ek in die waantjie geleen slaap het, en wakker geword het, en hy vir haar gesê het, vanaand gooi hy my uit die waantjie uit, en ek neem aan hy wou haar slaan, en hy was net totally nie in beheer nie, so hy wou my uit die waantjie uitgooi daar. Sure. En as jy dan nou gaan van jou eerste herinneringe wat jy kan onthou van jou kinderjare, waar hierdie swaar dinge met jou gebeur het, soos die molestasie en die verbale mishandeling en die fisiese mishandeling, vat ons 'n bietjie daardeur van jou eerste herinneringe daarvan wat jy kan onthou. Hoe oud was jy min of meer gewees? Was dit in jou
eerste 5 jaar? Nee, ek kan nie die eerste 5 jaar onthou nie. Ek kan wel die huis waar ons gebly het in Leipertsvlei. Kan ek onthou, ek het nog 'n prentjie in my kop van hoe dit daar gelyk het en hoe ek langs die huis gaan sit het en baie keer nie toilet toe gegaan het nie en myself daar nat gemaak het en ek onthou baie keer ek verslae gekry het omdat ek glad nie oudspap kon dit nie eet nie. So ek is gesit voor 'n tafel en ek mag nie opgestaan het as ek dit nie geëet het nie. En was jou ma toe nou ooit weer getroud gewees? Ja, toe was sy al getroud met my stiefpa. Ja, Okay. sy was toe al getroud. Hoe was jou verhouding met jou ma gewees? En dan nou ook met jou stiefpa? Ek kan nêrens 'n verhouding tussen my en my ma onthou nie. Ek kan net onthou dat ek altyd al eenkant was en op daai vroeë ouderdom is my boetie nêrens in die prentjie nie. Het jou ma ooit liefde teenoor jou bewys? Ja, glad nie liefde teenoor my gewys nie, maar ek het van klein bietjie tyd af het die Here my geseën met ongelooflike liefde. Ek het 'n liefde vir almal en alles gehad. So alhoewel jy nooit liefde ontvang het nie, ja. het daai liefde van Abba Vader deur jou net gestroom, ongeag van wat met jou gebeur het. In jou eerste jare 6 tot 10, min of meer, wat het gebeur met jou ma en jou stiefpa teenoor jou? Ek kan onthou van toe ons na Robinson toe getrek het, kan ek eerstens die molesterings onthou, waardeur ek gegaan het, dat ek deur 'n klomp jong seuns of jong mans gemolesteer is, want ons het in die myndamps het ons gaan speel, want ons het arm groot geword in mynhuise, en dat dit is waar dit begin het, verskillende van hulle, want daar was 'n paar. Ek weet, hulle het op die hoek gebly van waar ons gebly het, hulle op die hoek gebly. En ek onthou ook, daar was 'n man wat sy motorhuisie omskep het in 'n perdestal en sy perd. En hy het my geroep en gesê, kom kyk die perd, en ons sit hier so by my, en ek is deur hom gemolesteer, en was eers daai seuns, en toe sit daai man, en toe's dit op die fiets waar ek saam met 'n seun gery het, wat hy ook met my gekarring het. Ja, en dit was in ons tyd in Robinson gewees, die molesterings, en ek was maar altyd buite die huis. Wat was die rede daarvoor gewees? Was dit nie lekker in die huis nie? Hoe was die atmosfeer in die huis, dat jy altyd gevoel het, jy moes buite toe gaan? Ek weet nie hoekom was ek maar altyd buite gewees nie. Dit was maar 'n kwessie van die huis, my ma het ontsettend hard gewerk. En as jy van buite af ingekom het en jy het 'n vuil kolletjie gelos, dan was dit groot moeilikheid. So ek persoonlik dink ek moes maar buite gaan speel het en my besig gehou het. Voordat die molesterings nou begin het met hierdie groot seuns en daai man, was daar enigiets wat in jou ouerhuis gebeur het? Ek en my ma kan ek op daai ouderdom nie baie onthou nie. Sy was nie een wat gevoelens gewys het hoegenaamd nie, en sy was altyd net besig met goeder in die huis. Ek het nie 'n verhouding met haar gehad nie. Ek onthou dat my ma 'n baie skerp tong gehad het, en wat sy gesê het diep gesny. Dit is ook waar my stiefpa my geslaan het met die fietspom. Tussen 6 en 10 Ja, daarom. dit is in Robinson waar hy my so geslaan het. So hy het jou fisies mishandel? Ja, jou stiefpa? ja, het my fisies het hy my mishandel. En jou ma, het sy dit gesien? Ja, sy het dit gesien, sy het geweet hoe ek gelyk. En sy het niks gedoen Sy om het jou te niks- beskerm Sy het nie? nooit niks gedoen om my te beskerm. Sy het hom net altyd beskuldig van dat hy rondkarring met hoërskoolmeisies, en dat daar blykbaar 'n insident was wat nou by my opkom, waar iemand na toe gekom het en gesê het, sy moet asseblief by die huis hou, want hulle het hom in 'n persgeboord saam met klomp jong meisies gevang waar hulle vrugte steel. Verder kan ek hom nie regtig plaas.
Okay, maar hy het maar gereeld deur jou kinderjare jou fisies mishandel, Ja. so daar was 'n verskriklike vrees. En jou ma, so sy het verbaal Verbaal het sy diep mishandel. gesny. En het sy jou fisies ook mishandel? Ja, dit was verbaal en dit was fisies ook. Ek is baie pak gegee. Okay. Ek Meer baie as wat nagmerries gekry, ontsettend nagmerries in toe ons daar gebly het. So eintlik al twee jou ouers, jou ma en jou stiefpa, het jou verskriklik mishandel. Dit is seker deel van die rede hoekom jy dan nou soveel nagmerries gekry het. En watse ander simptome het jy nog gewys? Ek het vir baie jare my bed nat gemaak en ek was deur die huisdokter, die myndokter verwys na 'n dokter in Johannesburg om te kyk en dit was my emosioneel. Dit was nie as gevolg van enige blaasprobleme of infeksies en sulke goed nie. Dit was natuurlik die trauma wat jy deurgegaan het in die geheim, waar En jy vir niemand kon vertel Nee, het ek kon vir niemand niks vra of sê nie en as ek wakker geword het in die oggend met my beddegoed is nat, dan het ek al geweet hier kom moeilikheid. En toe die seuns, hierdie jong mans jou so op die mynhope gemolesteer het en die seun op die fiets en die man wat in die perdestal dit ook gedoen het. Wat was die emosies wat jy daar deurgegaan het, wat jy ervaar het? Was daar niemand wat jy gevoel het jy kon vertrou het of uitgeroep het om hulp vir beskerming nie? Ja, daar was hoegenaamd niemand nie. Geensins niemand. Daar was niemand met wie ek kon praat nie. En ek was maar klein toe nou nog, was graad 1. En dan ook die insident waar ons in die bus op pad was terug huis toe by Robinson. Was dit ook in daai ouderdom? Dit was ook in daai ouderdom wat 'n kar, 'n seentjie wat in ons klas was. Ek weet nie of hy hom raak gery het nie, maar dat hy hom 'n baie lang end gesleep het agter die kar. En ek onthou dat ek by die huis gekom het en gehardloop het om met my ma vir my ma te vertel wat gebeur het. En toe oor die besem geval het en ek my kennebak ook oopgeval het. En dit was 'n erge groot skok, dink ek, vir my kinderjare daai tyd. Ja, en moes jy toe steke gekry het? Ja, ek het steke gekry, ja, dit was so dis dit 'n dubbele trauma wat jy Ja. daai dag hoor of beleef het, want jy sien hoe die seentjie al voor jou doodgemaak word en toe self die slag en het jy toe vir jou ma kon vertel van wat gebeur het? Ek dink, ek kan nie eers onthou of ek haar toe vertel het nie, dit is so lank terug. En so sit jy toe nou met die trauma weer eens en die skok by jouself. By myself, en as niemand om jou te help om dit deur te werk en te verwerk nie. Ja. So, wat was die gevoel wat jy gehad het in daai tyd toe die molestasie so begin het met die verskillende mense? Lewe, jou eie liggaam nie, omdat hierdie groot mense of mense wat groter en ouer was as jy, half net met jou gemaak het wat hulle wil. Ja, ek het geen liefde, ek het geen gevoel van belonging gehad nie. Ek het absoluut in vrees gelewe. Ja, daar onthou ek nie dat daar enige huisvriende of goed was nie. So jy het regtig niemand gehad met wie jy hierdie kon deel nie, hierdie verskriklike trauma nie. Ja, glad nie iemand nie, 'n maatjie nie. Ek het eintlik daar geleer jy vertrou nie mense nie. Ek het nie vertroue in enige mens gehad nie. Maar op 'n jong ouderdom geleer om te besef dat ek moet maar binne hou, ek moet maar sluk. Ek het baie weggesluk, ja. Want daar was niemand wat jou kon beskerm nie. Nee, daar was niemand. Was daar enige onderwyser by die skool wat jy gevoel het jou dalk kon beskerm, of het jy ook nie vertroue in die onderwysers gehad nie, en hoe was dit by die skool gewees? Ek was in graad 1 gewees toe ek deur 'n sekere seun, ek kan vandag nog sy naam onthou, maar in die klas, waar hy gevroetel het, terwyl die juffrou vir ons in storietyd waar ons op die vloer om haar gesit het. En daar het ek weer eens gedink, maar sien die juffrou nie wat gebeur hierso nie. So jy het rarig net alleen gevoel en gevoel, jy weet, niemand sien jou raak nie.
jy weet, jy maak nie saak vir mense nie, Ja. want niemand doen iets omtrent die probleem nie, en dat het onder die juffrou se neus gebeur het, en daar net nooit accountability was vir enige een van hierdie mense wat dit aan jou gedoen het nie. Ja. So jy het ook nie gevoel jy kon na die juffrou toe gaan nie. Nee, glad nie. As ek dan nou nie eers na my eie ma toe kon gaan nie, hoe kan ek nou nog na 'n juffrou toe gegaan het? Toe jy nou 'n bietjie groter geword het, of ook in daai tyd, voordat jy 'n tiener geword het, jou stiefpa, het jy nooit gemolesteer of verkrag nie, né? Glad nie met my gekarring nie. Was daar enige familielede of vriende van jou ma en jou stiefpa, wat ooit by julle kom kuier het, jou te molesteer op 'n manier? Daar was 'n vriend van my stiefpa, wat een aand moes hulle vir my ma iets gaan kry het by die winkel of die groentewinkel, waar my stiefpa en hierdie vriend waar hy hulle eers rondgery het, ek in die agterste sitplek gesit en hulle gevleit het vir meisies en hoeder gedruk en ja, sommer net lafte kere gegaan het. En vir my gesê ek mag nie vir my ma sê nie. En toe my stiefpa uitgeklim het, ek weet presies waar nog het hy parkeer en hy het oor die pad geloop na die winkel toe om die goed te gaan koop en in daai tyd het daai man my gemolesteer. Geen skaamte gehad nie. Geweet jy gaan stil bly, jy gaan niks sê nie en seker dat jou stiefpa jou in elk geval nie sal glo nie. So hy het geweet hy kon met jou regkom. En het dit een keer gebeur of het dit op verskeie kere gebeur? Dit het net een keer gebeur. Maar daai goeters het al so vrees in my lewe geword, dat ek dit self moes dra en omdat ek toe nog nie die konsep verstaan het van my ouers het nie kerk toe gegaan nie. So ek het nie 'n voorbeeld gehad van hoe lyk 'n regte gesin nie. Het jy toe al Jesus geken? Want waar moes jy toe jou hoop vandaan kry? Jy het nie hierdie ook met maatjies gedeel nie, so jy het seker gedink dit gebeur met alle kinders. Het jy besef, dit is nie hoe dit moet wees nie? Dit het net gevoel asof ek iets verkeerd gedoen het. So jy die shame ervaar? Ja, ek het dit ervaar. Dit was my skuld dat dit gebeur het. Hoekom het ook hulle nie geklap nie? Hoekom het ek nie geskreeu nie? Wat was jou emosionele toestand in daai tyd? Ek het baie gehuil. Dink ek het op daai stadium met ek al 'n baie sagte hartjie gehad. Ek dink ek was 'n baie sensitiewe kind. Ek het teruggetrokke geraak en ek was 'n skaam kind. So, wat was jou fisiese toestand gewees? Was nie 'n gesonde kind nie. Ek het gereeld asma gekry en ek het elke jaar bronchitis gekry. En moes jy behandeling gekry het vir die asma? Ja, vir die asma het ek 'n pompie gekry wat ek moes gebruik. Dit was in die tyd wat ek met my fiets so ver na die skool toe gery het. Wat was die goed wat jy die meeste kan onthou van die verbale mishandeling wat jou ma teenoor jou projekteer het? Sy het op 'n stadium vir my geskree, sy wens ek het gevrek met geboorte, dit was haar woorde. In daai periode van, ek sou sê, ek dink ek was, staan net 1, 2 tot met 5. En dis daai periode wat ek begin menstrueer het. En dis ook in daardie tydperk wat my oupa gevra het of ek 'n naweek om kan kom kuier. En nie jou boetie nie, jy alleen? Net ek alleen. My boetie feature nie vreeslik by my op nie. As hy pak slaag gekry het hy dit ook nie erg gekry nie. En as hy 5 keer pak slaag gekry het, ek glo nie eers nie, dan is dit baie. En dan was ek nog overprotective ook, dan het ek gehuil omdat hulle hom slaag. My oupa het in daai tyd het toe so gekry by my ma, dat hy my gevat het vir 'n naweek. En in daai naweek het hy, die eerste wat ek kan onthou is dat ek en die meisiekind, ook 'n jong meisie, ek dink sy was my oupa se tweede vrou se niggie of ietsie. Sy het agter my gelê op haar matrasie en dan het ek voor gelê. En was julle omtrent dieselfde ouderdom? Ja, ons was omtrent dieselfde ouderdom. Wat hy in die kamer ingekom het en vir my gesê het, ek moet gou kom kyk.
op die bed gesit, heeltemal homself ontbloot, en die eerste ding is daai skok wat jy ervaar, want jy het dit nog nooit gesien nie, en is my oupa, ek weet hoe my situasie te hanteer nie. En die ander dogtertjie het sy maar net stil gesit. Sy het maar net stil gebly en doodstil gelê. Sy het nie geroer nie, maar ek weet, sy het ook nog nie geslaap. Selfs daar, half die vernedering, kom het hy my uitgeroep vir dit, en nagelos. En hoe kyk ek haar nou weer in die oë? Het hy jou toe nou daar gemolesteer? Ja, hy het my gemolesteer, en hy wou gehad het, ek moet vat en voel, en was daar wat sy vrou ingeloop het, en gesien het wat gebeur, en gesien het hy is ontbloot, en net gesê het, sies, omgedraai het, uitgeloop het, en dit gelos het. Hoe het dit jou toe nou laat voel? Ek bedoel, hier gebeur hierdie verskriklike ding met jou, hier kom 'n groot mens in, 'n ander vrou, wat eintlik moet nurturing wys, en protectiveness wys, dat was nie so iets. en sy vervies haar, en sy draai om en sy los jou tot jou eie genade, en sy loop weg en sy beskerm jou nie. Inteendeel, ek wonder tog of dit nie al gebeur het daar in hulle huis nie, wat vir my vandag sê, was nie die eerste keer nie. En die hele naweek, rondom my hele naweek, wat hy my een kant toe getrek het, en wat ek nie kan onthou, waar was die meisie gewees die hele tyd nie. Ek kan onthou, ons het truksvye gaan pluk met ons leë hande, wat groot marakas gemaak het, naar, as jy so met die trappe afgegaan het, ek kan die vertrekkies onthou, daar was allerlei verskillende vertrekkies, en hy eerstens my geroep het en my gesê, kyk wat het ek alles hier so in hierdie donker kamer. Hy het dit sy donker kamer genoem. Daarin gevat, en ek het poeiertjies so goed gesien, ek het half opgestopte diere gesien van teen die mure. En die poeiers wat jy gesien Ja, het, die dink poeiers, jy, was dit dwelms? Ek het nie idee wat daai poeiers was nie. Ek weet nie wat het daar gebeur nie. Maar jy kan Ek ook niks weet onthou. Ek kan onthou, ek was in daai kamertjie in. Maar jy kan nie onthou wat daarna gebeur het nie. Al wat ek weet is, dat ek daarna 'n probleem met my oë gehad het. So heel moontlik kon dit dwelms gewees het. Dit wat kon hy gebruik dwelms gewees het, ja. Om jou stil te maak, sodat hy kon regkry wat sy intensies met jou was. Ek het wel een keer losgekom, na poeiertjie kamer ding, wat hy ook in 'n kamertjie op 'n bed gesit het, ook ontbloot, en my gesê, kom hier. Dieselfde naweek? Dieselfde naweek, ja. Genade. Dieselfde naweek. En toe het jy weggehardloop? En toe hardloop ek weg. Okay. En toe hulle my huis toe vat, dit was nog in een van daai kombies, ek sal dit nooit vergeet nie, daai kombies met die oop bak agter, wat ek bestuur het, ek in die middel gesit het, en sy vrou langs my gesit het, dat hy so wrintie waar voor haar my bene probeer oopdruk het. En sy sien wat gebeur, en sy doen absoluut niks nie. Sy het absoluut niks gedoen nie, tot op 'n punt dat ek my bene so een mekaar knyp, en ek het vrees, ek weet vorige keer sy dit gesê, niks gedoen nie, en duidelik wil hy sommer net hier so ietsiekie doen, en ek kan onthou, sy het vir hom gesê, stop dit dan, en toe het hy my gelos. Ja. En toe weer eens by die huis aangekom. En toe moes jy met hierdie ekstra trauma. En toe sit jy moet daar en daar's nie iemand met wie ek kan praat nie. Daar het ek maar nog sonnaskool gehad, en ek het maar baie ver kerk toe geloop. Ek onthou, nee, my boetie het daai stadium met hy saam met my kerk toe geloop. En, maar jou ouers het nooit saam. My ouers was nooit in die kerk nie. Ek was toe al lief vir die Here gewees. Maar ek het nog nie geweet hoe is dit om Abba te vertrou nie. Ek het nog nie die liefde van Abba geken nie. Satan het dit op geweet. Ek het van hom geweet. En oor hom geleer. En oor hom geleer in die sonnaarskool. Ek het nie 'n Bybel gehad nie. Maar daar het jy seker al 'n bietjie verligting gevoel. En dit was asof die kerk my altyd getrek het. Toe is jy nou rondom hier by Standard 5 se kant, wat omtrent so 13 was. Wat het toe nou daar gebeur? Daar het ek met my menstruasie begin.
vir die eerste keer. Ek het nie geweet voor die tyd van die tipe goed nie. En ja, wat ek in die bad geklim het en die volgende oomblik, toe sien ek dit bloed. Kon nie verstaan, het ek my gestamp, wat het nou gebeur nie. En ek was so geskok en ek het net daar in die bad gesit, ek weet wat moet ek nou doen nie. En toe kom sy in, toe sê sy, vir wat vat jy so lank? En toe sien sy die bloed en toe sê sy, ek gaan nou vir jou pa sê, jou pie het begin bloei. So toe het sy so lelik gepraat en jou verder verneder. Ja, en sy het vir my gesê, onthou net, jy bloei nou. As jy nou saam met 'n man slaap, gaan jy swanger raak. En uitgeloop. 'n pakkie van daai doekies gaan haal het en nie vir my gedemonstreer het nie, net vir gesê, jy plak met jou broekie en sy staan uit. En jou net gelos en my net so gelos, ja, ek moes daai ding uitfigure en ek moes nog uit die badkamer uit en by daai man, by my stiefvader verbyloop met die wete dat sy dit vir hom gesê. En weer eens net die vernedering en die shame, ja. Daar het selde van die familielede by ons gekom. Maar op die spesifieke dag was my ma se jongste sussie, was sy daar gewees en sy het 3 dogters gehad. Ek weet nie, ek en my boetie het gespeel of ons seker met die kinders en my boetie het seer gekry. Ek weet ek het met hom gespeel. En toe roep sy my kom bys toe. Toe sê sy, vir wat skop jy jou boetie? En trek sy los en toe skop sy my stukke. Ja, en dat die tannie, haar sussie toe nou, sy sien toe nou wat gebeur. Ja, sy het gesien wat het gebeur. En sy het toe gesê, ek vir my ma nie wil, sal toelaat dat ek net kom help met die 3 meisiekinders en so, net so 'n bietjie kuier daar nie. En ek toe daar uit is met my tassie gepak, wel gaan kuier het. Ek wou dien, ek wou net almal dien, ek wou net almal gelukkig maak. En van kleins af was dit maar so. Waar ek vir die koffie gemaak het, die oggend, maar ek het daar gedeeld met 'n koffietjie. Toe het ek nie gekyk of opgelet dat daar nie water in die ketel was nie, en ek het die ketel aangesit en ek dink hy kom plof, ek is nie baie seker wat gebeur nie, maar ek het so groot geskrik, ek het in die agtererf ingehardloop tot agter waar hulle so 'n muurtjie gebou het, en ek het agter daai muurtjie gaan wegkry. Doordat sy op 'n stadium, sy het my geroep, maar nie uitgekom nie. Dat sy my daar gekry het. Wat was haar reaksie gewees? Het sy toe soos jou ma opgetree? Nee, sy het gesê, ja, 'n mens moet kyk dat daar water in 'n ketel is en sulke goeders, maar sy het gesê ek moet uitkom, dit was 'n ongeluk. Okay, en toe is dit seker nou heeltemal 'n ander ervaring wat jy gehad het, wat jy ken nie dit nie. Dit was vir my, wow. Iemand het nie my geraas nie, iemand het my nie geslaan nie, iemand het nie op my gegil nou nie, of my gevloek nie, en ek het daar vir baie jare op 'n pedestal geplaas. En weer eens, was jy ook te bang om vir haar die waarheid te vertel, as gevolg van dat dit jou ma se sussie is, en dat sy dalk die informasie vir haar se terugvertel? Nee, ek het niemand vertrou nie. Ek het niemand vertrou nie. Het jy ooit vir enige iemand vertel wat gebeur het met jou? Het jy ooit probeer uitreik na iemand toe? Ja, in Noordgetroude kwartier, die tannie langs staan. Hoe oud was jy die eerste of die enigste keer toe jy die moed bymekaar geskraap het en probeer uitreik het na iemand toe om hulp? Ek was omtrent 12 jaar oud. En dit was seker nie baie maklik nie, dit het seker geweldig baie gevat. Ek het net van die tannie gehou, en om een of ander rede het ek gedink ek kan haar vir vertel. Wat het gebeur? Wat het jy vir haar vertel? Ek het vir haar vertel dat hoe my ma my slaan en sulke goeders, en ek dink nie ek het vertel van dat ek so baie gemolesteer is nie. Het jy niks van die molestering? Ja, ek het dit baie diep weggesteek. Maar ek het vir haar gesê, ek word geslaan en gevloek. Hoe het sy opgetree en gereageer teenoor dit? Ek dink sy was simpatiek, sy het mooi gesit en luister, en gesê, toe maar, jy moet nie bekommer oor niks nie, en ek het gedink, ek was veilig om dit by die tannie te los, want sy het my dit so laat ervaar.
En wat het toe nou gebeur nadat jy haar in jou vertroue geneem het? Het sy iets daaromtrent gedoen? Nee, glad nie. Niks daaromtrent gedoen nie. Ek glo sy moes gehoor het wat gaan aan. Sy moes die geskreeu en die gegil gehoor het. Maar sy het by my ma gaan koffie drink en vir haar vertel wat het ek vir haar kom sê. Soos uit alles wat jy vir haar op mee vertrou het sy net so gaan oordra na jou ma toe. Ja. Het jy toe in die moeilikheid gekom by die huis? Ja. Dus ek goed pak gegee. Daar ook vir my gesê, jy lieg man, jy kan nie 'n woord glo wat uit jou mond uitkom nie. Sjoe. En alhoewel jy altyd die waarheid gebrand en waarheid vir jou belangrik was, absoluut. het hulle verdere confusion oor wie jy is, oor jou gebring, deur dit wat hulle gedoen het, omdat hulle so gejok het, dit op jou te projekteer, asof jy die een is wat nie vertrou kan word nie. Ja. Hoe het jy toe gevoel na daai insident? Ek het besef, dis nie 'n manier wat 'n mens met mense kan praat. Jy kan hulle nie vertrou nie. Met alles wat gebeur met jy vir jouself af. Wat het na hierdie insidente gebeur? Vertel ons in jou hoërskool tydperk toe nou, wat gevolg het op dit. Wat het daar afgespeel? Hoërskool was baie erg. Baie erg. In watter opsig? Met die molesterings? Met die verbale en die fisiese mishandeling. Wat was die tipe goed wat vir jou gesê was om jou af te breek in daai tyd? Ek is slordig, ek is vuil, my kaste is nie netjies nie. As ek by die huis gekom het op hoërskool en ek het haar gegroet, die eerste kyk wat ek haar gegee het sy al vererg vir my en my pak slaag gegee. Sy het nie gehou van die manier wat ek vir haar kyk nie. Maar ek was so bang vir haar, ek het net die situasie probeer om te sien hoe gaan sy vandag wees. Jy het seker al begin angstig word nog voordat jy op julle erf gekom het na skool. Ek moet sê, op hoërskool het ek 'n vrees vir alles ontwikkel. Ek was geweldig angstig geweest op hoërskool. En my boetie sou byvoorbeeld siek word en dan kry hy 'n koors. Dan het hulle vir hom sekere koeldranke gaan koop, want hulle gesê dit bring sy koors af. Of ons het elkeen 'n fiets gekry en hy het net soveel verder en soveel meer gekry. Wat weer eens jou waarde net verder afgebreek het. Ja, dit het. En vir 'n tyd lank het ek hom gehad. Mens kan dit verstaan, want jy het al hierdie seer gehad en hulle het ooglopend, het hulle hom voorgetrek, so jy's net 'n kind. En almal was lief vir hom. En het hom opgehef en jy was net niks. Ja, nee, vreeslik opgehef. Ek het byvoorbeeld op hoërskool het ek eendag in die ry gestaan voor die skool begin het. Het 'n meisiekind wat voor my staan, het hulle gestaan gesels, toe draai die een om, toe vra sy vir my, het jy nie shampoo nie? Jy kan ten minste jou hare was. Maar ek het oorledige vel gehad, ek het verskriklike lelike pysies gehad, maar ek mag net een keer 'n week hare gewas het. Weer eens verdere vernedering. Ja, daai vernedering en hoe verdedig jy jouself? Dis so iets, jy kan nie. Het jou stiefpa jou ook verbaal mishandel, of was hy net betrokke by die fisiese mishandeling? Hy was betrokke by die fisiese mishandeling. Baie meer betrokke by die fisiese mishandeling. Wat was nog van die verbale afkraking wat jou ma teenoor jou gespreek het? Magtom goed, maar waarvan ek kan onthou is dat as ons geëet het aan tafel en ek het my kos gekou, dan het sy vir my gesê, nie so aansit nie, eet normaal weg, jy eet snaaks. Mag nie gelag het nie, en op daai stadium was daar 'n ouetjie wat so skuins agter ons gebly. Die ma het 'n gestremde seentjie gehad. Ek sou byvoorbeeld in die courtyard gesit het, of enige plek buite, sou ek gesit het en dan gelag het, dan sê ek beter ophou lag, en ek moet ophou om daai seun se aandag te probeer trek, ek's oorig. Kom, mag jy nie gelag het nie? Sy het verseker niks soos 'n pers. En as ek gesing het, dan sê ek moet liewer stil bly en iewers gaan fluit, want ek sing verskriklik. Een keer 'n maand het ons in Ryteater toe gegaan. Dat was 'n fliek, gaan kyk daar op die skerm en so. En ek het agter my ma gesit en my boetie agter my stiefpa. En as ek die geringste beweging maak, het sy vir my gesê, sit stil,
Jy beweeg te veel. Ek onthou byvoorbeeld die een dag wat die buurvrou oorgekom het, sy het elke oggend 7 uur. Sy het oorgekom, net, dan was ons al amper op pad. Ek was op pad hoërskool, toe my boetie was nog in laerskool. Wat sy, om een of ander rede, die tannie langstaan, hulle het haar 'n spesifieke naam genoem. En dat sy net in die tannie se keel afgeklim en haar gesê, sy moet huis toe gaan, want sy's dronk. En dit was 7 uur in die oggend. Hoe die tannie begin huil het, en op daai stadium was dit nog net draad om die huis. En hoe ek opgevlieg het en agter haar aangehardloop het. En saam met haar gaan huil het in haar huis, omdat my ma weggejaag het. Ek kan onthou, dit was ook in daai tyd wat sy gesê het dat mense het gevrek met geboorte. Daar het ek al begin. Ek moes kos maak in die middag, en ek moes my leerwerk doen, en dan wou sy kort iets gehad het om te drink. En weer eens, jou broer is nooit gevra nie, alles het op jou neergekom. Alles het op my neergekom. Vakansietye moes ek huis skoon maak, en ek moes, naweke moes ek ook die huis aan die kant maak en afstof. En dan sou sy gekom het en haar hand oor die goed gevryf het, en gesê, begin oor, dis nie skoon nie. Het is ook daar waar ek baie keer by die huis gekom het, wat sy gesê het, ek het iets onder die bed ingegooi. Gaan pak reg jou kamer, dit is slordig, en dan sy my hele kaste uitgegooi, en my bed omgekeer, en dan moes ek letterlik alles oordoen. Maar weer eens nie jou broer nie? Nee, glad nooit my boetie nie, nooit. Die feit dat hy goedertjies sou kry, en ek sou sit en kyk, en of sy sou byvoorbeeld na die plaas toe gegaan het 1 jaar vir Kersfees, en my stiefpa se familie het my glad nie aanvaar nie. Toe die geskenke uitgedeel word, wat onder die boom gepak was, het ek gesit en kyk hoe kry al die kinders geskenkies, en dan kan hulle vir my iets gegee nie. So, En weer eens net daai absolute verwerping, wat jy nie verstaan nie. Ja. Jy nie dit verstaan nie, en dat hulle, as hulle by jou verby wil loop, of jy staan net effens in die pad, hulle jou sommer uit die pad sou stamp, of wegstoot en verbyloop. Geen waarde. Geen waarde nie, ja, daar was nie so iets nie. En het jy toe nog pak gekry op hoërskool? Ja, ek het nog pak gekry op hoërskool, ja. Dis op hoërskool wat my stiefpa my so geslaan het met daai riem, met die knope aan, onder my rok, oor my rug. Ek kon maar net my rok effens oplig, en sou die onderwysers sien, maar ek het nie. Het hy jou baie met daai knoop? Nee, hy het my net een keer met daai ding geslaan. Wat het jy gedoen om? Ek het daai dag vir hom gesê, jy's nie my pa nie. En ja, ek het die gevolge daarvan goed gedra daarvan. En het jou boetie nooit vir jou probeer opstaan nie? Nee, hy het nie, glad nie. En ek dink dit het bygedra tot hierdie haat, sê nou maar, wat jy teenoor hom ook ervaar het, want hy sien wat gebeur, en hy weet, dit is nie regverdig nie, en hoekom het hy nooit vir jou opgestaan nie, jy is dan sy sussie, hoekom het hy jou nooit probeer beskerm, of gesê, dis nie reg nie, sy moet ook 'n geskenkie kry, of my kamer is ook slordig. Ja, of opkom, of net gesê, as my kind nie welkom is, dan kom ek ook nie. Dit laat 'n mens sprakeloos oor hoe genadeloos sekere mense teenoor kinders kan wees. Ek is so jammer vir die pyn waardeur jy elke dag van jou kinderlewe moes gaan, alleen. My gebed is dat die Here jou en elkeen wat luister, wat ook deur sulke trauma gegaan het, sal bedien met sy liefde, en dat hy julle sal troos, dat hy julle sal vrymaak van die pynvolle herinneringe. Ek wil graag die volgende 2 skrifte oor jou en die ander wat luister, wat ek so voel, net release. Psalm 147 vers 3 sê, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind julle wonde. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die gebrokenes, en hy help die moedeloses. Dankie dat jy bereid was om die eerste deel van jou verhaal vandag met ons te kom deel. Mag Abba Vader vir jou genesing bring, soos elke woord uitgekom het, sodat jou getuienis, jou vryheid in hom, sal beklemtoon.